Ek sê altyd vir die mense, dis beter om 'n kort potlood te hê as 'n goeie geheue. En nou vanoggend sê ek dit vir myself, want net voor die diens is daar vir my gesê ek moet asseblief al die mense bedank wat gehelp het met die bazaar en vraggies vergeet ek dit. So nou sê ek baie dankie vir almal wat gehelp het met die bazaar om dit 'n groot sukses te maak en vir elkeen se inset en vir elkeen se bydrae. So ons sal later net al die syfers deurgee van hoeveel daar gemaak is met die bazaar. En dan vir al die ma's, baie geluk met Moedersdag en geniet dit en ons hoop dat julle word bederf. So ek neem aan daar word gebraai vanmiddag, né? Right. Want dis wat ons mans kan doen, ons kan braai. So baie geluk, geniet ook die dag saam met julle familie en dankie vir dit wat julle as ma's ook in ons lewens beteken. My ma is maar altyd die een wat worry en wil altyd, jy weet, sy sien goed gebeur, maar dan gebeur dit nooit. Okay. Maar dit is uit liefde uit wat sy ons wil beskerm en net vir ons partykeer net op die regte pad hou. En dit is wat julle vrouens ook met ons doen, né? Julle hou ons op die stryd en narrow. Okay. So baie dankie daarvoor en 'n geseënde dag ook vir elkeen van julle. So dan nou vanoggend is ons in die laaste gedeelte wat gaan oor leef in die laaste dae. En as jy miskien dalk as jy op TikTok gaan of op YouTube of enige van daai goed, dan sal jy altyd iemand sien wat iets sê oor die laaste dae. Net praat oor die derde wêreldoorlog wat gaan uitbreek en al hierdie nuwe virusse. Daar's nou weer een wat van 'n muis afkom. So ons moet nou net ons oë oop hou, hè, en kyk na al hierdie goeters en AI wat die hele wêreld oorneem. So daar's mense wat praat van die anti-kris, hè. Hulle sê Trump is die anti-kris. Dit is nie waar nie, want die anti-kris, as jy die Bybel gaan lees, sê hulle almal gaan van hom hou. Okay, so party van ons hou van hom, party van ons hou nie van hom nie. So dit is nie hy nie. Kan nie hy wees nie. Daar's baie mense in die verlede wat stupid goed aangevang het en wat gesê is hulle is die anti-kris, maar dit is nie noodwendig die waarheid nie. Maar ons sien al hierdie goeters wat gebeur en gewoonlik wanneer daar nou 'n volmaan is, nê, dan so een keer in 'n paar jaar dan is dit nou 'n bloedmaan, nê. Jy sien hom so op. Dan moet ons nou weet, die einde is soos 'n naby, nê. Almal het 'n dag en 'n datum en ongelukkig was almal verkeerd tot en met vandag. So ek is vandag hier om vir julle te kom sê presies die dag en datum. Okay, nee, ek is nie. Ons leef in die laaste dae. Ons het dieselfde vrae as wat mense gehad het 2000 jaar terug in die gemeente van Thessalonika, waar Paulus gepreek het en vir hulle gesê het van daar kom 'n dag wanneer Jesus Christus terugkom en hy wil hê dat hulle op 'n sekere manier moet leef in voorbereiding vir daardie dag. Want dit is iets wat gaan gebeur. Dit is iets wat 'n werklikheid is. Ons het nou gesien, daar's mense wat klomp goed sê oor die tekens van die tye. Maar as ons dit nader bring aan onsself, dan sien ons dat die mense in ons gemeenskap het geen vrees vir God nie. Hulle het geen respek vir hom nie. Hulle het geen respek vir die waarheid nie. Hulle het geen respek vir die huwelik nie. Dit wat regverdig was of reg was in die verlede, word vandag 'n bespotting van gemaak. So ons leef regtig waar in 'n tyd wanneer Christus op pad is, so ons leef in die laaste dae, want die Bybel leer vir ons dat dit begin het die dag toe Christus opgevaar het. En ons gaan, dis nog 'n afkondiging wat ek vergeet het, ons gaan donderdag 'n hemelvaartsdiens hou. Okay, so nou herinner ek my in my preek ook dat donderdag het ons 'n hemelvaartsdiens en dit is om 6:30. En dit is van daardie dag af wat Christus opgevaar het na die hemel toe. 40 dae later het hy sy gees uitgestort en van daai tyd af tot nou toe leef ons in die laaste dae. Daar's party mense wat sê ons het nog tyd, want ouma het ook gesê die wederkoms is naby en hier is ons nog steeds.
En daar's ander mense wat sê, weet jy wat, ons moet met 'n dringendheid leef. Ons moet geestelik reg wees. Ons moet gereed wees vir wanneer Jesus Christus kom. Want ons weet nie wat is die dag en die datum nie. Ons weet nie wat is die uur van wanneer hy sal kom nie. Ons weet dat die woord van God sê vir ons dat dit is 'n dag wat sal kom. So kom ons bid saam. Here ons God, ons dankie vir u goedheid en vir die liefde en vir die wete dat ons in die teenwoordigheid van 'n heilige God is en dat u Gees by ons is, dat u ons liefhet, dat u ons beskerm, maar ook Here dat ons sal voorbereid wees op die dag wanneer u sal kom. Dat ons gereed sal wees, dat ons sal wag met 'n afwagting nie van hopeloosheid nie, maar dat ons dringendheid in ons lewe sal hê, dat ons wag op u koms. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So as ons kyk net so vinnig na die oorsig, so ons praat oor 1 Tessalonisense, maar daar's baie, hierdie is maar net 'n oorsig van wat die boek gee. So daar's baie meer diepte in elke hoofstuk en in elke sin en in alles wat Paulus vir hierdie mense skryf. En jy kan gaan lees in Handelinge hoofstuk 17, dit was deel van Paulus se tweede sendingsreis en hy was omtrent vir so 3 weke was hy daar. Want soos wat hy die mense begin leer het en soos wat daar Jode en Grieke tot bekering gekom het, so was daar van die ouer mense of die wat meer vas was aan die tradisie, die Jode wat nie gehou het van dit wat hy gesê het nie. En daarom het hulle hom uit die dorp uitgejaag en hy moes vlug vir sy lewe. Maar dan skryf hy aan hierdie mense wat nou net tot bekering gekom het. Dan skryf hy vir hulle 'n brief om vir hulle te sê dat julle leef met afwagting vir Jesus Christus wat kom. En ek wil nie net vir julle sê dat julle moet sit en wag totdat hy kom nie. Ek wil vir julle sê daar's 'n sekere manier hoe julle moet leef. Daar's 'n sekere goed in ons lewe wat ons moet toepas om te leef in afwagting vir die feit dat Jesus Christus gaan kom. En dan is daar mense wat gepraat het oor hom en gesê het Paulus jok oor Jesus Christus, hy bestaan nie regtig nie. Soos wat ons maar vandag kry, nê? Soos wat ons maar vandag kry, is daar ook mense wat sê daar's baie paaie na Rome, so daar's baie paaie na God toe, dat Jesus Christus is nie die enigste weg of die waarheid of die lewe nie, daar's baie maniere hoe ons by God kan uitkom. En hulle het gejok oor dat Paulus dit gedoen het net vir eie gewin, dat dit alles gegaan het net oor homself, maar dan wil hy vir die mense van Tessalonika kom bevestig en vir hulle kom sê, julle is nou nuut, julle is nuwe Christene, julle het so pas tot bekering gekom. En hierdie is die manier hoe ek wil hê, julle moet leef. So ons het in die eerste 2 weke het ons gesien, daar sekere maniere wat hy sê, hoe ons Christenskap moet uitleef. En nou vanoggend kyk ons na die laaste 2 gedeeltes, dis hoofstuk 4 en hoofstuk 5. En waaroor dit gaan is om ons denke in 'n ander rigting te beweeg. Dat ons anders begin dink oor die lewe. Nou sê kan julle sien daar, hy's maar baie lig, né? So maak so. Dit werk, ek beloof. Né? Dit fokus jou visie. Okay? So wanneer ons leef in die laaste dae, dan wil Paulus vir ons kom sê, daar's 'n ander manier van dink. Dat ons moet beweeg van die een plek na die ander plek. Die eerste ding wat hy sê is, ons beweeg van sondigheid na heiligmaking. Die tweede ene is dat ons beweeg van verwarring na duidelikheid. En die derde ene is dat ons beweeg van passiwiteit na gereedheid. So ons beweeg van sondigheid na heiligmaking, van verwarring na duidelikheid en van passiwiteit na gereedheid. Okay, so dit is die 3 goed waaroor ons gaan praat. So die eerste ene is dat ons beweeg van sondigheid na heiligmaking. Nou wat is heiligmaking? Heiligmaking is nou 'n baie groot woord, want in die Christelike teologie kry jy regverdigmaking en heiligmaking. So weet julle wat is die verskil? Okay. Regverdigmaking is daardie dag wat jy jou lewe vir die Here gee.
En dan word jy geregverdig in die oë van God, want God kyk nie meer na jou as 'n sondaar mens nie. God kyk deur Jesus Christus na jou wanneer jy jou geloof in Christus plaas. So regverdigmaking is iets wat een keer gebeur wanneer jou sondes vergewe word vir altyd. Want die Bybel sê vir ons in Hebreërs sê dit vir ons dat Christus het gesterf eens en vir altyd. Hy kan nie terugkom en weer sterf nie. Hy het dit klaar gedoen. So regverdigmaking is die een gebeurtenis in jou lewe wanneer jy jou lewe vir die Here gee en jou sondes word vergewe. Heiligmaking is 'n konstante proses waarin ons is om te word soos Christus. So heiligmaking is nie net 'n ding wat een keer plaasvind nie. Dit begin die dag wanneer jy jou geloof in Christus plaas en dit strek oor die res van jou lewe dat ons meer soos Christus moet word. 1 Tessalonisense 4, dan staan daar, julle is deur ons onderrig oor hoe julle moet leef om God te behaag. Want dit is God se wil, dat julle heilig moet leef, dat julle sal weerhou van onsedelikheid, dat elkeen sal weet hoe om sy eie vrou op 'n heilige en eerbare wyse te verkry, nie uit wellustige begeertes, soos die heidene wat God nie ken nie. God het ons tog nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Om heilig te wees, om anders te wees, om te beweeg van sondigheid na heiligheid. So wanneer dit kom by ons, wat is dit wat God wil hê in ons lewe geheilig moet word? Miskien wil God jou mond heilig, dat jy nie skinder oor ander mense nie. Miskien wil God jou gedagtes heilig vir iemand wat voor jou inry, of dalk 'n spesifieke vinger wat jy baie lief is om te gebruik, nê? Dat hy dit sal wil heilig, nê? Of miskien is dit om jou te kry om mense te kan vergewe, om anders te kan wees teenoor ander mense, miskien is dit om jou te kry om mense te kan lief hê. Wat is daar wat God wil hê in jou lewe wat geheilig moet word, wat moet verander sodat jy meer in lyn kan kom met dit wat Jesus Christus wil hê as ons eie begeertes. En dan kom hy nou spesifiek by hierdie mense van Tessalonika en hy praat met hulle oor seksuele losbandigheid, want dit was 'n geweldige probleem in hierdie gemeente, nie so erg soos die klomp in Korinthe nie, maar nog steeds 'n groot probleem. Dit was eintlik het mans getrou om te sê, maar ek is 'n goeie man, maar dit was eintlik verwag van hulle om 'n minnares te hê of om by 'n prostituut te wees. Dit was so erg dat hulle na die tempel toe gegaan het en met daardie prostituie geslaap het as deel van aanbidding. En dan skryf Paulus vir hulle hierdie goeders en hy sê vir hulle, weet jy wat, julle moenie soos hierdie mense wees nie. Julle is nou verander, julle het nou nuut geword, julle is nou kinders van God, julle is vrygekoop deur Jesus Christus, julle moet anders leef. Maar dit was 'n geweldige probleem. En wanneer ons terugkom na vandag toe, dan sien ons baie keer dieselfde tipe goed. Daar is nou deesdae 'n ding wat hulle noem die hook-up culture, né? In die goeie ou dae het hulle dit 'n one night stand genoem. Okay, as jy weet wat dit beteken. En dit was maar net totale losbandigheid. Vandag is dit dat mense is verward oor hulle gender. Is hulle nou 'n man of is hulle nou 'n vrou? Vandag is dit nog steeds so dat mense maak net wat hulle wil en ons weet dat God gesê het dat hy seks gemaak het vir die huwelik tussen een man en een vrou binne die huwelik. Alles wat buitekant die huwelik gebeur is sonde. So of jy nou 18 of 80 is, as jy nie met die persoon getroud is nie, dan is dit sonde. Want God sê dit hoort binne die huwelik. Ja, maar
God het ons so gemaak en ek het my eie begeertes. Ja, jy het jou eie begeertes, hy het dit in jou lewe ingeplaas, maar dit beteken nie dat al enige begeerte wat jy het reg is. Dit beteken nie dat jy kan maak net wat jy wil nie. God verwag van ons dat ons heilig sal lewe. Dat ons dit sal gebruik in 'n huwelik tussen een man en een vrou, want dit is hoe God dit gemaak het. En dit is hoe dit moet wees. Want hy sê vir hulle, hierdie mense, julle moet verstaan dat hierdie mense leef op hulle drange. Mense wat nie aan God behoort nie, word gedryf deur hulle begeertes. Mense wat aan God behoort, word gedryf deur die Gees. En ons is nie meer die mense van die wêreld nie. Ons leef nou anderster en daarom kom Paulus en hy kom sê vir hulle, maar julle lewe deur die Gees. Met ander woorde, julle moet beweeg van 'n plek van sondigheid na heiligheid. En wat is daar in jou lewe wat God anders wil maak? Wat is daar in my lewe wat God wil verander? Sodat ek meer kan wees soos Christus, geskei van die wêreld, weg van die begeertes wat almal sê maar almal doen dit, so dis okay. Wat maak ons anders? As mense na ons kyk, is ons op hierdie pad van heiligmaking om meer te word soos wat Christus wil hê ons moet wees? Of volg ons ons eie begeertes? Die tweede ding wat hy praat is, hy sê ons beweeg van verwarring na duidelikheid. Ons is nie meer verward nie. Ons weet waartoe ons op pad is. Ons weet wat gaan gebeur. En dit is presies wat die woord van God ook vir ons sê. 1 Tessalonisense 4 vers 13 sê, ons wil nie hê dat julle onkundig moet wees oor diegene wat ontslaap het nie, want hulle was bekommerd oor die mense wat alreeds nou gesterf het, nou dat hulle tot bekering gekom het, oor hulle wat gesterf het en Christus het nog nie teruggekom het, sodat julle nie treur soos die ander mense wat nie hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, God sal ook so diegene wat gesterf het, deur Jesus met hom saamneem. So hierdie mense was bekommerd oor geliefdes wat dood is en Christus het nou nog nie teruggekom nie, en dan kom sê Paulus vir hulle, ons is ook hartseer wanneer mense vir wie ons lief is, wanneer hulle sterf. Maar ons is nie soos mense wat geen hoop het nie. Ons is nie soos die wêreld wat treur asof dit die einde is nie. Want die ewigheid is 'n werklikheid. Ons tyd hier op aarde is geleen. Dit is wat God vir ons gee. Maar ons weet dat daar vir ons 'n groter en 'n beter toekoms is. Ek het nou al 'n paar begrafnisse in my lewe gedoen. En die verskil tussen iemand wat jy nie seker is of hy 'n verhouding met God gehad het nie, en iemand wat vir God geleef het, is tasbaar. Mense wat nie weet, hierdie is 'n gamble, nee? So ons probeer net maar hoop skep, maar ons weet nie regtig wat hierdie persoon se verhouding met God was nie. Daar's 'n ander tipe hartseer. Daar's 'n hartseer wat, dit is eintlik verskeurend. En dan het jy mense by wie se begrafnis ek moes gedoen het, is wat jy weet. Jy weet. Hierdie persoon het 'n verhouding met die Here gehad. Daar's nog steeds 'n hartseer, maar daar's vrede. Daar's nie hierdie angstigheid nie, want as iemand sterf wat Christus nie ken nie, die mense wat agterbly weet. Maar wanneer iemand sterf wat Christus geken het, die mense wat agterbly weet ook. Dis nie ons sien jou nooit weer nie, dis 'n ding van ons is hartseer daaroor, maar ons weet ons sal mekaar weer sien. Daar's 'n hoop wat ons het. Daar's 'n hoop wat ons het in ons lewe, dat wanneer iemand sterf, dan gaan dit nie oor
oor dat alles net verby is nie, want die ewigheid is 'n werklikheid. En dan kom Paulus en hy kom leer vir hulle eskatologie. Weet jy wat is eskatologie? Ek wil nog altyd groot woorde gebruik het in 'n preek. So eskatologie is nou een van hulle. Okay. Eskatologie gaan oor die eindtyd. Okay. So dat met ander woorde daar's goed wat gaan gebeur. Mense lees dit in Openbaring. So baie mense sê, nee, ons mag nie oor Openbaring lees nie, want ons verstaan nie al hierdie drake en goggas wat uit die grond uitkom en uit die see uitkom nie. En dan kom Paulus en hy kom skryf hulle in 1 Tessalonisense 4 vers 15, dan sê hy, want dit sê ons vir julle deur die woorde van die Here, ons wat lewe, wat agtergebly het tot die koms van die Here, sal beslis nie diegene wat gesterf het voorwees nie. Vers 16. Want die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met die trompetgeskal van God uit die hemel afkom, en diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat lewe en oorgebly het, saam met hulle in die wolke opgeneem word, om die Here in die lig te ontmoet. Daai woordjie opgeneem, ons gaan nou terugkom na dit toe. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Hierdie woorde wat sê, ons sterf, maar ons leef saam met Christus. Ons sal by hom wees in die lewe hierna. Dat ons mekaar moet bemoedig met dit. Nou ek gaan nou net vir julle so 'n oorsig gee oor die tradisionele beskouing van die eindtyd. Okay? So dit is wat die meeste ouens stem min of meer ooreen. Want dit is hoe dit gaan gebeur. Daar's ouens wat verskil. Ons mag van mekaar verskil. Okay? Maar dit beteken nie as jy nie saamstem met dit nie, jy kan van my ook verskil. Dis fyn. No problem. Maar ons is nog steeds lief vir mekaar. Maar hierdie is die tradisionele beskouing wat gaan gebeur. Die heel eerste ding wat sê is dat daar 'n wegraping gaan wees. Dit lees ons van in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17. Met ander woorde dat die dooies opgewek gaan word en opgeneem gaan word en die wat nog in die lewe is sal weggeraap word. Die Griekse woord daar is harpazo. Dit beteken om skielik weg te neem, om weg te ruk. Dit is soos as jou kind voor 'n kar wil inhardloop, dan gryp jy ruk amper die arm af, nee. Okay? Net om die kind weg te kry. Met ander woorde om weggeruk te word, om weggeneem te word saam met Christus. Dit is die gebeurtenis wat gaan gebeur soos 'n dief in die nag. Dat ons wat gelowiges is, die wat nog lewe, saam met Christus weggeruk kan word. Met ander woorde, dit is wanneer Christus kom en sy kerk kom haal om saam met hom te wees. Wat ons moet verstaan is dat die kerk is die skeiding tussen die oordeel van God en die sondige wêreld. Ons staan in die middel. En daar gaan 'n dag kom wanneer Christus sy kerk gaan kom wegneem. Die volgende ding wat gebeur is dat daar is 7 jaar van verdrukking. Jy lees dit in Openbaring 6 tot 18. So daar gaan 'n verskriklike tyd wees. En dan sal die koms van Christus terugkom, die tweede koms van Jesus Christus sal dan plaasvind. Maar dit sal nie wees soos 'n dief in die nag nie. Dit sal wees met 'n trompetgeskal en die mense sal dit sien. Die hemel sal oopgaan en hulle sal Christus kan sien. Daarna is daar 'n tydperk wat hulle noem 'n 1000 jaar vrederyk. Met ander woorde, dit is wanneer die duiwel vasgebind word. En jy kan dit gaan lees in Openbaring hoofstuk 20 vers 1 tot 6. Dit is wanneer Christus regeer, maar soos wat dit hom behaag, is Satan nie tevrede daarmee nie en hy kom in opstand teenoor God. En dan die volgende ding wat gebeur is dat Satan vernietig word. Dit lees jy in dieselfde hoofstuk van Openbaring van vers 7 tot 10. Almal dink daar gaan 'n Armageddon wees. Julle het nou al gehoor van dit, né? So met ander woorde, daar gaan 'n groot geveg wees tussen God en die duiwel. Tussen Jesus en sy weermag en die van die duiwel. As jy gaan lees daai hoofstuk in Openbaring dan staan daar, hy het in opstand gekom teen God, en die volgende ding wat jy lees is dat God alles verbrand het. Daar is nie 'n geveg nie. Die geveg is klaar gewen.
Ons leef in die oorwinning van Christus. Ons leef nie met 'n vrees dat daar nou nog eers 'n gevegtery moet plaasvind nie. Dit is nie wat gaan gebeur nie. Christus het reeds die oorwinning behaal en die laaste ding wat gebeur is dat God skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Plek waar daar geen pyn is nie, plek waar alle sondes vergewe is, waar alles nuut gemaak is, waar mense in vrede leef met God. Dit is die tradisionele beskouing daarvan. En daarom sê Paulus vir hierdie mense, hy sê ons moet mekaar bemoedig dat ons weet dat Christus reeds die offer betaal het, dat hy al reeds die oorwinning behaal het. Dat as ons sterf nou, is ons nie soos mense wat geen hoop het. As ons sterf nou, is ons by Christus. Is ons deel van sy koninkryk. Om te beweeg van sondigheid na heiligmaking, om te beweeg van verwarring na sekerheid, dat ons seker sal wees waartoe ons op pad is. En die laaste ene is om te beweeg van passiwiteit na gereedheid. 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 3 staan daar oor die tye en die geleenthede. Is dit nie nodig dat ons dit oor julle skryf nie, want julle weet self baie goed dat die dag by die Here van die Here soos 'n dief in die nag kom, wanneer hulle sê daar is vrede en veiligheid, kom daar skielik vernietiging. Wanneer alles veilig is, wanneer daar vrede is. Wat Paulus eintlik hier doen is hy slaan so 'n bietjie hou na die Romeine toe. Want hulle het 'n slagspreuk gehad wat sê Pax et Securitas. Dit beteken vrede en veiligheid. So solank die Caesar in beheer is, beloof hy veiligheid. So deur sy weermag is daar vrede en sekuriteit. 'n Vrede wat gedwing word, kan nooit hou nie. 'n Vrede wat nie gebou is op God nie, kan nooit aanhou bestaan nie. En daarom sê hy maar, julle sê, solank daar vrede is en veiligheid, is ons okay. Ons bou ons veiligheid op al hierdie goeders. Ons bou selfs ons veiligheid en ons vrede op politisie. Ons sê as die een maar net aan bewind kan word. Nee, as die nie die rooi of die groen of die blou, maar as hierdie oranje ouens, as hulle aan bewind is, gaan ons vrede hê. Ons sit ons hoop op mense. Ons sit ons hoop op regeringsstelsel. Ons sit ons hoop op geld. As ons net geld het, as ons net sekuriteit het, dan sal ons vrede beleef. Ons sit ons hoop op die wetenskap. As mense ek maar net kan maak dat ek net langer kan leef. Ons sit ons hoop op soveel goed. In plaas daarvan dat ons hoop sit op Christus. Die enigste plek waar ons kan vrede hê, is in die teenwoordigheid van Christus. Nie die Caesar nie jou kultuur nie jou politieke affiliasie, nie jou salaris nie, niks van daai goed nie. Want dit vergaan alles. Ons vind ons vrede by Christus. 1 Tessalonisense 5. Maar julle broers is nie in die duisternis sodat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. Julle is immers almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar waaksaam wees en nugter. Dat ons wakker sal wees. Dat ons nie mislei sal word deur die gemak van hierdie wêreld nie. Dat ons nie mislei sal word deur sogenaamde vrede nie. Ek het nou die dag 'n video gesien. Toe sê iemand hy het gaan navorsing doen. Ek weet nie hoe lank hy teruggegaan nie, maar lank, nee. In die geskiedenis van die wêreld. Hoeveel jaar daar was waar daar geen oorlog was nie, nêrens. In die geskiedenis van die wêreld. 20 jaar. Daar's altyd oorlog. Daar's altyd oorlog iewers. En ons sê maar as ons net vrede kan ervaar, wat nie sommer gaan gebeur nie, want almal soek hulle eie belang.
Daar's altyd een of ander oorlog. As dit nie 'n fisiese oorlog is nie, is dit 'n geestelike een. Maar dat ons gereed sal wees, dat ons nie hier sal wees soos hierdie mense wat slaap nie. Dat ons wakker sal wees. Dat ons die wapenrusting van God sal aantrek, dat ons die swaard sal gebruik wat sy woord is, om onsself te verdedig en onsself te beskerm teen die aanvalle van die vyand. Dat ons geloof as 'n skild sal dra, dat ons sal weet ons is verlos en ons is vrygekoop, dat ons die gordel van waarheid sal aan hê, dat ons wakker sal wees, dat ons sal hoop op dit wat God vir ons sê, dat ons mekaar sal bemoedig met hierdie woorde om te sê, maar ons is nie in hierdie wêreld alleen nie. Christus is met ons, deur sy gees is hy met ons, hy is deel van ons lewe. Dit is wie hy is. So die eerste week en die tweede week het ons 4 vrae gehad. Het julle al die vrae beantwoord? Want dis huiswerk, né? Moet jou huiswerk doen. Wie nie leer nie, kom nie deur nie. Okay? Hierdie week 1 vraag. Okay, so maklik. Wat sal ek verander as ek werklik met die wete leef dat Christus enige oomblik kan terugkeer? Wat sal ek in my lewe verander as ek regtig seker is en oortuig is daarvan dat Christus enige oomblik kan terugkom? Miskien dat ons onmiddellik gehoorsaam sal wees as God vir ons iets vra. Miskien dat ons minder vrees sal hê en meer vrymoedigheid om die evangelie met mense te deel. Miskien dat ons meer sal lief hê, makliker sal vergewe. Trots wees om te sê dat ek is 'n Christen. Vas staan op my oortuigings, glo wat die woord sê, leef deur die Gees, spreek die evangelie. Om 'n oorsig te gee, in die eerste week het ons gesê dat ons draai, ons dien en ons wag. Ons draai weg van die dinge van die wêreld af, ons dien die lewende God en ons wag met aktiwiteit in ons lewe om te deel met mense wat God vir ons sê. Toe het ons gesê dat ons praat vrymoedig, ons getuig oor die evangelie, ons leef met opregtheid, ons leef vir God, ons leef nie vir hierdie wêreld nie. Dat ons 'n diep liefde sal hê vir mense, dat ons die mure sal afbreek wanneer die wêreld sê dat ons moet toemaak, dat ons sal oopmaak en vir die mense die evangelie deel en dat ons gelowig sal volhard tot die einde. En vandag het ons gesê dat ons sal beweeg van sondigheid na heiligheid, van verwarring na oortuiging en duidelikheid. En dat ons nie meer passief sal wees nie, maar dat ons sal wag en gereed sal wees vir wanneer Jesus Christus kom. Mense, ons kan nie met gemaklikheid leef as Christene nie. Daar's mense rondom ons, daar's mense in jou gesin, daar's mense in jou familie wat verlore gaan omdat hulle nie Christus ken nie. Dis nie ons tyd om gemaklik te wees en te sê ek het my kerk, ek het my godsdiens, dit het niks met iemand anders te doen nie. Dis snert. Christus roep ons om getuies te wees in hierdie wêreld. Om getuies te wees vir die mense vir wie ons lief is. Om getuies te wees teenoor die mense vir wie ons nie lief is nie. Om vir hulle te vertel van Christus. Onthou dat Paulus het geskryf, dit maak nie saak, ek het geplant en Apollos het water gegee, maar dit is God wat laat opkom. Ons het 'n verantwoordelikheid om mense aan te spreek of aan te spoor en aan te moedig om Christus in hulle lewens in te neem. Om Christus te aanvaar as hulle verlosser. Daar is nie tyd vir ons om te sê môre is nog 'n dag nie.
Want môre is waarskynlik nie nog 'n dag vir baie ander mense nie. God roep ons om mense aan te spoor, want daar gaan 'n tyd kom wanneer hulle daai geluid gaan hoor. Ek dink ek kan my nie eers net voorstel hoe dit gaan klink nie. En dan is dit te laat. Dan het ons aandeel gehad of nie. Want die woord van die Here sê vir ons dat selfs die wat gered is, sal voor God moet gaan verskyn. En ons sal verantwoording moet doen vir dit wat ons op aarde gedoen het. En daarvolgens sal daar vir ons krone uitgedeel word. En daar gaan 'n ander plek wees waar jy voor God gaan staan. And it's not going to be nice. Daai wil jy niemand voor God hê wanneer God mense oordeel omdat hulle nie Jesus Christus aanvaar het nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die mense rondom ons om te getuig, om te kom sê ons koning is op pad. Is hy deel van jou lewe? En as hy deel is van jou lewe, deel jy hom met ander. Wat sal jy verander as jy regtig met die wete leef vandag dat Christus op pad is? Here, ons dankie vir u woord, Here, en dit spreek ons aan vanoggend, Here, en dit konfronteer elkeen van ons met die vraag van leef ons in afwagting dat u eendag weer sal terugkom. Wanneer dit gaan wees, weet ons nie. Ons ken nie die dag nie, ons ken nie die datum nie, ons ken nie die uur wanneer hy sal kom nie. Maar Here, dat ons sal reg wees, dat ons nie verward sal wees nie, dat ons streef na heiligheid, dat ons seker sal wees oor die dinge wat sal gebeur, en dat ons wakker sal wees. En Here, deur u Gees, gee vir ons daardie vrymoedigheid om te kan getuig, om vir ander te kan vertel van Christus, om ander op 'n plek te kry dat hulle 'n keuse kan maak. Dat ons nie bang sal wees nie, maar dat ons vrymoedig sal wees om u evangelie te deel. Ek bid vir elkeen van hierdie gemeente, Here, dat u met hulle sal wees in tye van hartseer, in tye van blydskap, dat hulle altyd sal weet dat u is met hulle. Ek bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen.